Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel met u 'n verdere gedagte rondom die verbond. Nou het ons gesê, daar was 'n ou verbond. Die ou verbond het God gesluit met Abraham. Ons lees daarvan in Genesis 15. Nou God maak toe vir Abraham aan die slaap. Die diere is in twee gedeel en dan het God self deur die diere gegaan. En wat dan gebeur het? Dan, wanneer die verbond gesluit is, en hulle het deur die diere gegaan, dan het hulle gesê, as jy hierdie verbond sou verbreek, dan gaan met jou gebeur, dit wat met daai diere gebeur het. So God maak vir Abraham aan die slaap, en hy sê hy gaan self deur die diere gaan, hy gaan met Abraham in 'n verbond, want Abraham het nie die vermoë om die verbond te hou met God nie, soos ons as mens nie die vermoë het om met God 'n verbond te hou nie, want wanneer mense in 'n verbond gegaan het met mekaar, dan moes beide partye voldoen het aan die verbondsvereistes. So, nou was daar die ou verbond. En as ons nou gaan kyk wat met Abraham gebeur het, God het met hom in 'n verbond gegaan en Abraham was die geseënde van die Here gewees. Abraham was geseënd in elke opsig. As Abraham oorlog gemaak het, het hy gewen. Abraham het baie goed gehad. Abraham het op die ou end was hy die een deur wie die Messias gekom het. Voor dit het hy ingetree vir Sodom en God het elke keer die gebed van Abraham verhoor. So ons sien in ons geestelike lewe is dit van die uiterste belang om die verbond baie goed te verstaan. Want nou kom ons by dit wat vir ons 'n groot realiteit is, en dit is die nuwe verbond. Nou lees ons van die nuwe verbond in Hebreërs. Hebreërs beskryf vir ons die verbond in baie groot detail. So hier Hebreërs 7, 8 en 9 kan u gaan lees rondom die verbond. Hy sê in Hebreërs 8 vers 13, as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak en wat oud word en verouder is naby die verdwyning. So die ou verbond het dan nou verbygegaan en God kom en hy sluit 'n nuwe verbond. Hebreërs 8 vers 6, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, sover hy, Jesus, ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. So hier kom God dan nou, en hy sluit met die mens die nuwe verbond. Die nuwe verbond word nie gesluit deur diere wat geslag is en in twee gedeel is nie, maar die nuwe verbond word gesluit in die bloed van Jesus. So, nou sommer by die eerste oogopslag kan ons sien dat die nuwe verbond 'n baie sterker en kragtiger verbond is as die ou verbond of enige ander verbond wat daar bestaan het. Nou ons het gesien hoe verskriklik waardevol 'n verbond is. Nou staan ons in die nuwe verbond met God. Nou het ons gesê, die verbond het beteken dat my vyand is ook jou vyand. So ons het 'n gemeenskaplike vyand dan. En ons vyand is die duiwel. So, die duiwel is God se vyand. So, God reken met hom af. Dit beteken verder, alles wat myne is joune. So, wanneer ek die dag 'n tekort het, kan ek by jou kom haal dit wat ek nodig het. En dis wat God vir ons kom doen het met die nuwe verbond wat hy vir ons gesluit het, die volmaakte. Onthou, die ou verbond was die onvolmaakte. Dit was die voorbereiding. Dit was om voorbereiding te tref vir die nuwe en die volmaakte wat sou kom, waarin ons die voorreg het om te staan. Nou het ons gesê, daar was 'n verbondsteken. Die verbondsteken wat God met Noag gehad het, met die aarde op daai stadium, dit is die verbondsteken was die reënboog. Die verbondsteken van Abraham was die besnydenis. So elke een wat deel wil word van die ou verbond, moes besny wees. Nou het die nuwe verbond dan ook 'n verbondsteken. Die nuwe verbond het 'n verbondsteken en dit is die Heilige Gees. So die inwoning van die Heilige Gees is die verbondsteken van die nuwe verbond.
So kom sluit God dan hierdie nuwe verbond met ons, deur binne in ons te kom woning maak, deur sy Heilige Gees, wat hy vir ons gegee het, met al die verbondsbeloftes. So, wanneer ek bid, gaan ek na God toe, op grond van die verbond. En ek kan vir God terugvat na die verbond toe. En ek kan vir God sê, ek herinner u daaraan, dat ons in 'n verbond met mekaar staan. U het die verbond met ons kom sluit. En daardie verbond is nie gesluit op feilbare dinge nie. Dit is gesluit met die bloed van die Here Jesus. Nou gaan hy verder aan en hy kom dan hier in Hebreërs 12 en dan praat hy van die bloed. En die bloed wat nou vir ons spreek, die bloed wat in ons guns praat en vir ons getuig. So ons sien watter ontsettende belangrike plek die verbond in ons geestelike lewe, en ons stel onsself in daarop om hierdie verbond te verstaan, sy voordele te verstaan. Onthou, dis vir ons op skrif gestel, die Bybel met al die beloftes is die verbondsbeloftes wat daar vir ons gegee is. God verbind hom aan ons in sy verbond en hy stel dit op skrif. Ons sê dit op wit en swart, dit wat hy vir ons sê, die voordele van dit waarmee hy ons begunstig in hierdie verbond. Dis ook 'n testament. So, by die dood word 'n testament kragtig en met Jesus se dood het dit kragtig geword. Is dit ingestel, het dit in werking getree en kan ons vandag ten volle daarin lewe. Dit gaan baie verder. Dit beteken ook, ons is 'n erfgenaam van God en ons is mede-erfgename van Christus, sê Romeine vir ons, en daarin kan ons lewe. Elke dag wandel daarin. Ons herinner die Here aan sy verbond. Ons herinner hom aan sy verbondsbeloftes, aan dit wat hy beloof het, dit wat hy gesê het, en God kan nie teruggaan op sy woord nie. Dis onverbreekbaar, onveranderlik staan dit vas. En die Here help ons, en hy gee ons verligte oë van die verstand, en hy gee ons insig in hierdie verhouding waarin ons dan met hom kan staan. Want 'n verbond is eintlik basies niks anders as 'n verhouding waarin jy met iemand staan. So staan ons met God in 'n verbondsverhouding, op skrif gestel, vas, en die bloed van die Here Jesus getuig daarvan, en die Heilige Gees is die teken van hierdie verbond. Mag die Here dit aan ons harte tuis bring, mag hy ons baie, baie ryklik daarvoor seën en dit 'n werklikheid vir u maak. En dis my gebed vanaand vir elke een, dat dit vir ons 'n lewende werklikheid sal wees.